Goeiedag. Vandag kyk ons na 'n paar baie interessante bronne oor Osaka. Spesifiek die Naniwa distrik. Ja, dis reg. Jy het vir ons nogal fascinerende goed gestuur. Akademiese navorsing oor ou kaarte, die Naniwa Korzu. Daai historiese kaarte. Ja, en dan ook artikels oor die Tsutenkaku-toring en die hele Shinsekai omgewing. Nogal ikoniese plekke. Definitief. So ons missie vandag, kom ons kyk na die stories agter hierdie, wel, ou kaarte en daai bekende toring. En hoe daai ou idees dalk vandag nog vir 'n reisiger iets beteken. Klink goed? Klink na 'n plan. Dis nogal 'n interessante kombinasie, né? Daai Naniwa Korzu, die kaarte uit die Edo-tydperk, Ja, dis lank terug. presies so 17de tot middel 19de eeu rofweg. En die navorsing wat jy genoem het van Osugi Kazuhiro, wys nogal duidelik hulle was nie altyd, kom ons sê, feitelik akkuraat oor hoe Naniwa of ou Osaka nou eintlik gelyk het nie. O, regtig? So, dis nie soos jou moderne padkaart nie. Nee, glad nie. Wat wel fascinerend is hoekom hulle gemaak is. Daar was blykbaar hierdie groeiende belangstelling in plekke van die verlede. Hoekom was dit? Wel, dit lyk of dit deels aangevuur is deur groot veranderinge in Osaka se landskap self. Dink aan goed soos rivierprojekte, grondherwinning. Die stad het verander. So mense het probeer vasklou aan wat was. Ja, 'n soort van. En daar was ook 'n algemene nuuskierigheid oor geskiedenis wat aangewakker is deur meer mense wat reis en nuwe reisgidse wat verskyn het. Osugi wys uit, dis nie net nostalgie nie, maar 'n manier vir mense om hulself te anker, jy weet, te midde van al daai vinnige stedelike ontwikkeling en sosiale verandering. So die kaarte was meer oor die idee van die verlede as 'n presiese prentjie dan. Ja. Amper soos 'n gesprek met 'n halfvergete tyd. Presies. En dis interessant, daar was hoofsaaklik twee tipes. O ja. Ja, die verifikasiekaarte of Suitai Koshozu. Hulle het probeer om historiese plekke te identifiseer, te verifieer. Soort van historiese spoorwerk. Basies, ja. En dan was daar die afkoonskaarte, die Yushozu. Hulle het soms wel wilde aansprake gemaak op antieke oorspronge. Party was blykbaar selfs vervals. Vervals? Wow. Ja, en mense het ook verskillend daarop gereageer. Party het die inligting net so aanvaar. Ander, soos die akademikus Motori Norinaga, het dit as 'n beginpunt gebruik vir hulle eie navorsing. So hulle het dit ernstig opgeneem. Ja, maar dan kry jy ook kritici, soos ene Moriko-an, wat die foute uitgewys het en gesê het, nee wag, kom ons maak ons eie, meer akkurate weergawes. Dit wys nogal 'n lewendige gesprek, 'n aktiewe omgang met geskiedenis, né? Definitief. Nou ja, van daai pogings om die verlede op papier vas te vang, kom ons spring na iets wat Osaka se meer onlangse geskiedenis en eintlik sy veerkragtigheid verteenwoordig, die Tsutenkaku-toring. Tsutenkaku, ja. Die bronne wat jy gestuur het, vertel nogal 'n merkwaardige storie. Want die toring wat jy vandag daar sien, dis eintlik nommer 2, né? Dis heeltemal reg. Die oorspronklike een, gebou in 1912, dit was deel van 'n groter ontwikkeling, die Shinsekai area wat beteken nuwe wêreld. Daar was selfs 'n lunapark, pretpark by. Nogal ambisieus vir daai tyd. Baie. En die toring self was skouspelagtig. Blykbaar geïnspireer deur Parys, die basis soos die Arc de Triomphe en die toringdeel soos die Eiffeltoring. En hulle het dit bemark as die hoogste in die ooste. Sjoe. Maar toe, wat het gebeur? Wel, sy einde was nogal dramaties. Die bronne sê dit is in 1943 deur 'n brand verwoes. Die vuur het blykbaar by 'n nabygeleë teater begin en oorgespring. Ai, dis tragies. Ja. Maar toe, na die oorlog, in 1956, is die tweede toring opgerig, en dis die een wat vandag daar staan. En dit het dadelik hierdie kragtige simbool geword. 'n Simbool van wat presies? Wel, natuurlik van Osaka se herstel na die oorlog, maar ook van die stad se gees, sou ek sê. Want die plaaslike inwoners het self die fondse ingesamel om dit te herbou. Dit was 'n gemeenskapspoging. Regtig? Ja, Dis ongelooflik. So dis nie net 'n gebou nie, dis iets wat uit die gemeenskap self gekom het. presies. Dis 'n tasbare stuk geskiedenis, gebore uit wilskrag, wat vandag nog oor die stad waak. Dis nogal iets. En as jy vandag opgaan, wat 'n belewenis moet dit nie wees nie. Die artikels beskryf die uitsigte so lewendig. Jy sien die moderne reuse soos Abeno Harukas. Ja, daai massiewe wolkekrabber.
En dan die groen van die Kenoji dieretuin? En selfs die klein tremmetjies wat onder jou lyk soos speelgoed wat deur die strate gly. Dis 'n wonderlike kontras, né? Die oud en die nuut langs mekaar. En die Shinsekai area self. Dit klink na 'n absolute moetbesoek. Propvol daai retro showe era atmosfeer. Ja, daai gevoel van die dekades na die oorlog tot in die laat 80s. Baie nostalgies vir party. Met daai oorvloedige helder uithangborde. En natuurlik die kushikatsu. Jy kan nie Shinsekai besoek sonder om kushikatsu te eet nie. Daai diep gebraaide susatties op 'n stokkie. Klink heerlik. Perfek vir 'n autentieke, effens nostalgiese Osaka-ervaring, sou ek dink. Beslis. En daar's nog 'n interessante detail, 'n stukkie kontinuïteit. Een bron noem dat by die ingang van die huidige toring, Ja, is daar 'n replika van die oorspronklike toring se plafonskildery. En die interessante deel, dis gesponsor deur presies dieselfde kosmetika-maatskappy wat die oorspronklike een ook befonds het. wow, oor al daai jare. Ja, 'n verbintenis wat oor 'n eeu strek. Dis 'n klein detail, maar dit weef die verlede en die hede so mooi saam vir enigiemand wat daar staan en opkyk. Dit is regtig besonders. So, as ons nou terugkyk van antieke kaarte wat probeer het om 'n veranderende stad se siel vas te vang. En soms bietjie kreatief geraak het daarmee. Ja, tot 'n toring wat letterlik uit die as herrys het, danksy die mense self. Hierdie hele gesprek oor Naniwa gee ons so 'n ryk, gelaagde blik op Osaka se geskiedenis en sy gees. Dis waar. Die Kozu wys hoe mense die verlede verbeeld het, hoe hulle daaroor gedebatteer het, terwyl Tsutenkak die stad se wel onblusbare veerkragtigheid beliggaam. Wat vir my uitstaan is hoe beide hierdie dinge, die kaarte en die toring, maniere is waarop mense sin maak van hulle plek in die wêreld en van hulle geskiedenis. Of dit nou is deur 'n ou kaart te bestudeer en te bevraagteken, of deur saam te staan en fondse in te samel om 'n geliefde landmerk te herbou. Dis alles deel van daai proses om betekenis te skep. Dit laat 'n mens nogal dink, né? Ja, dit laat 'n belangrike vraag by my op. Hoe vorm die kaarte, die landmerke, die stories wat jy as luisteraar teekom, jou eie begrip van 'n plek se verlede en sy hede? Dink 'n bietjie daaroor volgende keer as jy 'n bekende plek besoek, of dalk self op 'n ou kaart afkom. Wat vertel dit vir jou?